Sien. Gaan dit goed met julle? Is julle opgewonde om in die huis van die Here te wees? Ek is opgewonde om in die huis van die Here te wees, want ek het dit nodig. Ek het nodig om aan die brand te bly. Ek het nodig om te weet, Here, die koninkryk sal ons sien kom, al lyk dit buite nie so nie. Want as liggaam het ons die groot voorreg om mekaar te kom slyp. As liggaam het ons die groot voorreg om by mekaar te kom leer. Tannie, ek dink aan Tannie en nou probeer ek goed sê, Tannie se hare lyk beautiful. So lekker om Tannie te sien. Ons het die voorreg om by mekaar te kom leer, ons het die voorreg om lewe saam te doen, en ons het die voorreg om by mekaar te kom leer hoe om Jesus te volg. Jesus kom en hy sê, volg my. En saam kan ons mekaar aanmoedig, my boeta, my sissa, die manier hoe jy hom volg, gaan maak dat jy oor 40 of 50 jaar eers die hart van hom ontmoet. Kom ek help jou, kom ek wys jou. Kom ons leer by mekaar. Dis die belangrikheid van die liggaam. So ja, ek hoop julle is reg vir vandag. Ons het nou al 'n tydjie wat ons weer fokus op ons maandtema, op ons kwartaaltema is om af te rond. Ons maandtema is heiligheid en integriteit. En ek wil vanoggend sommer inskop met 'n illustrasie, of inspring, nie inskop nie, inspring met 'n illustrasie. Wie van julle sal hierdie R200 noot wil hê? Hier's 'n paar hande wat op. Want ek wou 'n bloue bring, maar toe besef ek die bloues beteken deesdae amper niks nie. Die realiteit is, as ek vanoggend vra, wie van julle wil hierdie R200 hê, sal meeste van ons sê, wel, hoekom nie? Maar nou het ek vir jou 'n volgende vraag. As ek nou hierdie met hom doen, wie van julle sal hom nou wil hê? OK, dit is nice. As ek dit doen en op hom trap, wie van julle sal hom wil hê? Hoekom? Die realiteit is, sy waarde het nooit verander nie. Die toestand het dalk. Sy waarde het nooit verander nie. En vanoggend, ek wil hierdie sommer vir julle gee. Vanoggend wil ek afskop met hierdie gedagte. Jou toestand bepaal nie jou waarde nie. God het reeds besluit wat jy werd is. So kan ons hierdie as ons fondasie vanoggend gebruik? Glo jy dit? Kom ons draai gou na die persoon langs jou toe. Sê vir hom, sê vir haar, sê vir die persoon, God het reeds my waarde besluit. Draai gou, julle stil. Glo jy dat God het reeds jou waarde besluit? Ek vra dit intentioneel, want ons het nodig om dit as ons standaard te hê vanoggend. For some reason val ons in 'n gat, en dit is wat gebeur wanneer ons dalk nie deel is van 'n liggaam of 'n gesonde liggaam, 'n funksionerende liggaam nie. Val ons in 'n gat en ons het hierdie mentaliteit dat wanneer die toestand verander het, dan het ons waarde ook verander. Skielik is die Here nie meer lief vir my nie, want ek is nou nie meer heilig genoeg nie. So kom ons spring in. Wat is ons besig om te deel? Verlede week het ek die groot voorreg gehad om die inval van heiligheid te deel. Die week voor dit het Alwyn vir ons 'n lekker boodskap kom deel oor integriteit. Hy het ons gechallenge, ek het die preek gaan luister. 'n Lekker powerful boodskap, ek is dankbaar vir wat hy gedeel het. Verlede week deel ek rondom, wat is die fondasie, wat is die kern van heiligheid? Kan iemand onthou wat dit is? Sien, dis nou die hartseer. Ja, jy behoort. Die fondasie van heiligheid is nie die stel reëls nie. Die fondasie van heiligheid is, jy behoort. Ek wil hierdie week gebruik, want dalk deur herhaling onthou julle dit. Hierdie is, ek glo, een van die belangrikste boodskappe vir ons as gelowige. Ek het my ring gebruik as 'n voorbeeld, en aangesien daar 'n paar mense is wat nie verlede weekie was nie. Ek het my ring gebruik as 'n voorbeeld, en my vraag was, wanneer het daar waarde gekom tot hierdie ring? Was dit toe hy gemaak is? Was dit die goud in hom? Was dit die diamante in hom? Hier's nou nie een nie. Maar was dit die diamante in? Wat het die waarde gebring? Die waarde was, ek sal vir julle die antwoord gee, die waarde was toe ek 'n verbond met my vrou gemaak het en gesê het, ek is joune. Die waarde was, ek behoort aan jou. En ek het hierdie gebruik, ek het gesê, ek het van daardie af nie elke dag 'n SMS nodig, wat vir my sê, jy mag nie flirt met iemand nie. Hoekom nie? Want ek weet ek behoort. En hierdie is die kernboodskap van heiligmaking.
Heiligmaking begin nie by sorteer jouself uit, soos die algemene gelowige glo hulle moet nie. Die kern van heiligmaking is die volgende: my waarde is hy, in hom, hy het klaar besluit. Die kern van heiligmaking is ek behoort aan God. En dan sien ons die volgende, daar's 'n heiligmakingsproses wat gebeur. Maar die heiligmakingsproses is nie dit wat jou aanvaarbaar maak nie. Wat jou aanvaarbaar maak is, hy het jou gekies. Sit jou hand op jou hart. Hy het my gekies voor die grondlegging van die aarde. Jou waarde was vasgestel nog voordat jy gebore was. Jou waarde was vasgestel of jy nou om goed te wees, laat ek dit daar so sit, of jy nou uit 'n gebroke huwelik kom of uit 'n goeie huwelik uitkom. Jou waarde was vasgestel of jy in Sandton gebore is of in Brakpan gebore is. Jou waarde is deur God voor die grondlegging van die aarde vasgemaak. So die toestand het dalk verander, maar kom ons kyk nie daarna nie. So verlede week was die groot vraag. Ons het nou 'n huis gebou vir die eerste 6 maande. Bou op die fondasie, bou die huis, bou jou huwelik, bou jou kinders, bou jouself. En toe was die vraag, okay, nice, die huis staan, maar wie se huis is dit? Want nou is ons besig om die binnekant af te rond. Nou is ons besig om die binnekant in te gaan, en as ek vir Hendrik die huis gee, en ons sê, is Hendrik se huis, gaan hy hom dalk blou verf, is jy 'n bloubil? Ja, want hy's 'n bloubil. Of as ek vir Tiaan die huis gee, ek weet nie, hy's 'n shark, 'n leeu. Jy kyk hier rugby nie, hy's 'n shark, so hy gaan hom swart verf. Dit hang af wie se huis dit is, want dit gaan die dekor bepaal. Okay, so dit was die vraag. En die uitkoms van dit was, ek behoort nie meer aan myself nie. 1 Korintiërs 6 het die volgende gesê, weet jy nie dat jy 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Weet jy nie dat jy duur gekoop is nie? So hierdie was die uitkoms van wie se huis is dit? Weet jy nie dat jy nie meer aan jouself behoort nie? Dalk moet ons nie inval met daardie preek wanneer jy iemand na die Here toe probeer lei nie. Want dan gaan die conversion rate dalk heelwat minder wees. As ons net sê, ouma, jy is nie meer joune nie. Maar for some reason hardloop ons met hierdie oulike idee dat alles gaan net fyn wees. Jesus kom in Johannes 16 en hy sê, daar gaan beproewing kom. Maar wees verseker, die Vader gaan julle nie alleen laat nie. Die boodskap van wat ek en jy leef is, weet jy nie dat jy nie meer joune is nie. Die ring, hoekom het ek nie meer nodig om 'n SMS te kry dat ek nie hoef te flirt nie? Want ek weet ek behoort aan hom. Net so behoort ek aan hom. Nie om my te beheer nie, maar ultimate, want hy het my vrygekoop. So kom ons gaan aan. As die huis dan nou aan hom behoort, dink julle hy bly net in die sitkamer sit? Wie van julle het al die voorreg gehad om 'n huis te koop? Kan ek gou hande sien? Dis heel wat hande. Meeste van ons, wel ek glo almal van ons amper hierso bly in 'n huis. So as jy jou deposito betaal of jy nou gekoop het of hier, glo ek jy het na die huis toe gegaan en jy het deur elke vertrek van die kamer gestap. Is ek reg? Wie van julle het al in 'n huis ingetrek en jy weet nie wat's agter daai verste deur nie? Nee, almal van ons wil instap en ons wil na elke vertrek kyk en dadelik begin ons droom, hierso gaan my studeerkamer wees, of hier gaan die spaarkamer, of nee, hier gaan laaitie nommer 1 se kamer wees, of elkeen van ons het 'n prentjie, elkeen van ons het 'n plan. Of is die vraag of is die stelling dat elke kamer behoort aan hom? As die huis aan hom behoort net die sitkamer aan hom, of behoort elke kamer aan hom? So as daar een ding is wat jy moet onthou na vandag se boodskap, wil ek vir jou die volgende sê. Hy het nie net die sitkamer gekoop, nie, hy het die hele huis gekoop. So as jy neerskryf, wil ek jou vra, skryf dit neer. Op die YouVersion Bible app kan jy saam met my deur die skrifte gaan. Onder events gaan jy kyk, Presence Church, hy behoort heel bo te wees, want dis waar jy is. En dan is die paar skrifte daar wat ek vandag gaan deurlees. Voordat ons in dit inspring, kom ons gebruik 'n laaste illustrasie. Ek wil dit so prakties as moontlik maak. Imagine gou jou droomhuis, so jy kan vir 'n oomblik jou oë toemaak. Ek is nie so kreatief nie, so ek moet partykeer mooi fokus op wat sien ek. Ander sien dit oop.
Ek onthou, terwyl julle so droom oor julle droomhuis, ek onthou toe ek en my vrou nog jonk was en ons is nog steeds visionêr, maar toe was ons meer, ons het nie ge-worry oor wat die geld sê nie. Toe het ons het Sims weer gedownload om ons droomhuis te bou. Wie van julle het al dit gedoen? Lekker Harry. Ons het Sims gedownload want ons wil ons droomhuis bou. Okay, nou het jy jou droomhuis in gedagte. Elkeen sin gaan anders lyk. Imagine jy sit vanaand, jy's nou jou eerste aand in die huis. Jy sit nou lekker voor die TV want jy was bevoorreg om intrekdienste te kry. Jy het nie nodig om bokste uit te pak nie, alles is klaar vir jou uitgepak. Jy sit nou lekker daar op jou bank, kyk TV, jy is in verwondering van jou nuwe huis en jy hoor iets daar op die boonste vertrek, meeste huise is 10-1 dubbelverdieping. Jy hoor daar bo ergens in die donker, die ligte is af in die gang. Daar agter is iets besig in 'n kamer en jy wonder, is dit 'n muis, is dit 'n rot, is dit 'n staffie? Wat gaan aan daarso? Jy stap soontoe, jy maak die deur oop en hier sit 'n vreemdeling. En julle staar vir mekaar, want wat gaan nou hier aan? En die vreemdeling vra vir jou, wat maak jy? Dis my kamer. Wat is jou reaksie? Net so pa. Dis my huis. Is dit nou klaar gepraat hierso? Is daar iemand wat met my wil stry? Gaan jy nou maar die ou akkommodeer? O, shame, dit is nou maar eintlik jou kamer. Of gaan jy so bietjie, nee, ek dink is tyd. Dis my huis. Stem julle saam? Lyk ten minste net so, want ek begin wonder. Ek is nou soos moet ek langer hier aangaan. Die realiteit is, ons gaan soos, nee, dis my huis, ek het hom gekoop. Kom ek gebruik 'n laaste voorbeeld, dan gaan ek in die skrif inspring. Wie van julle is okay daarmee om 'n kar te koop, splinter nuut, en dan as jy by die huis kom en jy maak jou boot oop en jy haal die spaarwiel uit, party mense is so, ek sou dit seker eers uitgevind het, as my wielpap is, en daar's nie 'n jack nie. Wie van julle gaan, is nou maar okay. Gaan jy terug gaan winkel toe en sê, ek soek my jack asseblief. Hoekom? Want jy het vir alles betaal. Is daar iemand wat wil stry met my? Aangesien ons nou op die regte en dieselfde fondasie is, maak jou Bybel vir my oop. Deuteronomium 4:24, ekskuus Karen, hy was nou nie op daai lys nie. Maar jy sal so gesout met daai rekenaar. Deuteronomium 4 vers 24. Want die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. Wil jou nou regtig challenge, moet nou nie hierdie die negatiewe kant van jaloesie sien nie. Wat hierso gebeur, is God kom en hy kom deel met die volk. Hy soos, al hierdie goed het gebeur, ek het julle kom red, ek het my nuwe verbond kom bevestig, voordat julle in hierdie nuwe beloofde land ingaan, wil ek julle kom herinner, weet jy nie dat die Here jou God 'n verterende vuur is, 'n jaloerse God is nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, hy het nie net die sitkamer gekoop nie. Hy het elke kamer gekoop. Weet jy nie, dat alles wie jy is en wat aan jou behoort, aan hom behoort nie. Dat dit syne is nie. Hy het nie net die sitkamer gekoop nie, hy het die hele huis gekoop. OK, kom ons gaan in. 1 Korintiërs 6 vanaf vers 12 tot 20. Kan ons dit gou saam lees? 1 Korintiërs 6 vers 12. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Kom ons gaan vers 13. Die voedsel is vir die maag. En die maag is vir die voedsel. Maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here. En die Here vir die liggaam. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle liggaam lede is van Christus nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees.
Maar wie die Here aanhang is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam. Maar hy wat hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is nie? Weet julle wat julle van God het en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Weet julle wat kom ek agter terwyl ek hierdie lees? Hierdie hoë Afrikaanse woorde is nie meer 'n norm vir ons nie, en die atmosfeer sak sommer so. En asof ons 'n speed hobble heeltemal te vinnig getref het daarso. Vanoggend wil ek jou regtig vra, moenie jou hart verhard nie, maar ek wil dalk ons net so 'n klein bietjie meer ferm challenge vanoggend rondom die proses van heiligmaking. Want net dalk het ons as liggaam bietjie te gemaklik geraak met die sonde. Net dalk het ons as liggaam net te gewoond geraak om saam met iets te leef en met hierdie doring in die vlees te leef wat ons nie soos hy laat lyk nie. Maar is okay, want sy genade is groot. Vanoggend wil ek hê ons moet so bietjie travel deur hierdie huis. Ons sê, ek glo dat jy vandag dan nou saam met my op hierdie fondasie is, dat ons het huis gebou, ons het dit gebou vir hom, ons het dit gebou tot hom, en dat die huis dan nou aan hom behoort. Ek glo dat dit ons fondasie is. Vandag is nou die journey, kom ons stap dan nou deur hierdie huis, en maak seker dat ons op dieselfde bladsy met hom is, rondom elke kamer. En die huis wat ek nou vandag wil aanspreek is nie 'n 30 slaapkamer huis nie, dis 'n 4 slaapkamer huis. En dit is nie al wat daar is nie, maar jy word gechallenge as gelowige om van hier af huis toe te gaan, en by die Here te gaan sit en vir hom te vra, Here, leer my om U te volg. Jy het die verantwoordelikheid om huis toe te gaan en te gaan kyk in daardie spieël in. Jy het die verantwoordelikheid om huis toe te gaan en hierdie woord te gaan bestudeer, sodat hierdie woord jou kan sny en jou kan vorm. As ons dit nie doen nie, gaan ons vir altyd ruggraatloos bly en kragteloos bly. En ek weet nie van jou nie, maar ek is moeg dat die liggaam kragteloos is. Ek is moeg om te kyk na buite toe en te sien, die liggaam vat shots. En ons het geweet ons gaan shots vat, maar dis shots wat ons nie moes vat nie. Want die woord sê ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons krag gee. Dit beteken wanneer daar iets voor ons is, want daar's conquests wat ons aanpak en ons is conquerors. Ons vat hierdie aan en ons loop in oorwinning en partykeer gaan ons te ver agteruit. So in elk geval, kom ons begin met hierdie journey. Kamer 1 gaan ons nou instap. Die huis behoort aan hom, hier is kamer 1. Kamer 1 wil ek vandag hê moet verteenwoordig die volgende: jou liggaam. Paulus skryf 1 Korintiërs 6, hy sê, weet jy nie dat jou liggaam deel is van syne nie? Ek wil vanoggend vir jou vra, as ons die hoop het en die belofte het, dat die liggaam weer opgerig gaan word, hoekom hanteer ons dit as weggooibaar? Met ander woorde, hierdie liggaam, die woord sê vir ons moet hom oppas. Hierdie liggaam kom en ons wil dit nie altyd raak sien nie, want dit challenge meeste en eintlik maar almal van ons. Hierdie woord sê vir ons moet gesond leef. Wees fiks, wees sterk, wees gesond. Maar ons hanteer dit, ag nee, is weggooibaar. Die Here gaan ons darm 'n verheerlikte liggaam gee. As hy die liggaam weer gaan opwek, hoekom gooi ons dit weg? Hoekom rig ons dit? Hoekom hanteer ons dit asof dit weggooibaar is? My liggaam is die tempel. En God haat nie jou liggaam nie. Hy woon daarin. So kom ons gaan net gou na hierdie skrif toe. Hierdie skrif, die direkte interpretasie kom hy en hy praat met jou liggaam. Maar net om gou dit so bietjie gemakliker te maak, kom ek vra die vraag voordat ek dit sê. Sou Jesus tuis voel in die kamer van jou liggaam? Ek staan net nou daar en ek sing en ek is soos, Here, ek's jammer. Hoor hoe uit asem uit is ek. Hoor hoe onfiks is ek. Hierdie liggaam is nie besig om U te verheerlik nie.
Soos, dankie tog, ons klim môre weer in die gym in. Ons nou net hierdie 3 weke vakansie was nou te veel gewees. Dis nou maar 'n ligtelike ding. Sou Jesus tuis voel in daai kamer van jou liggaam. Kom ons spring in die skrif in. Ek wil 'n paar skrifte aanhaal. Hou 1 Korintiërs 6 oop, maar ek wil gou na Filippense 3 toe gaan. Filippense 3 vers 18 en dit gaan op die bord wees en jy kan inval. Dis eintlik 'n eenvoudige een. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyand van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik. Hulle God is hulle maag. Kom skryf hy. Okay, direkte interpretasie. Wie van ons word gelei deur kos? As jy nie vir die stuk koek kan nee sê nie, hoe gaan jy nee sê vir daai ding wat voor jou verbyloop en jou verlei? Dit klink nou hard, wil moet oor geestelik wees nie. Kom, raak bietjie rustig. Okay, ek sal 'n bietjie rustig raak. Matteus 4 vers 4, kom Jesus en die vyand kom challenge hom en hy sê, verander hierdie klippe in brood. En wat is sy woorde? Hy sê die volgende, hy sê, mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom. Die hartseer van vandag, en julle, as die skoen jou druk, moet jy dalk vra, hoekom is hy te klein vandag? Kry 'n groter skoen. Die hartseer van vandag is ons word te veel gevoed deur kos en te min deur sy woord. Die liggame thrive, maar die gees trek swaar. Ons ken al McDonald's se menu uit ons kop uit, maar ons weet nie waar is die theafanies in die woord nie. Ons ken Burger King se menu uit ons kop uit, maar as ek vir jou vra wie is Jesus, dan kan jy nie een skrif sê oor hom nie. Julle, hier is nie accusations nie, is vraagtekens. Ek challenge myself vandag. Ons grootste oorlog is nie teen sonde nie, ons grootste oorlog is teenoor wie sit op die troon van jou hart. Kom ons spring weer 1 Korintiërs 6 toe. 1 Korintiërs 6 kom Paulus en hy sê, alles is vir my geoordeel. Meer modern, alles is toelaatbaar, maar nie alles is nuttig nie. Alles is toelaatbaar, maar ek sal my nie laat, Karen, sal jy hom gou vir ons opsit asseblief? Maar ek sal my nie deur iets laat, kan iemand my help asseblief? Oorheers nie. Wat kom spreek Paulus in Filippense 3 en hierso aan? Hy sê, hulle wat gedryf word deur hulle aptyt. Hierdie is nou, ons het nou gefokus op die kos, maar kom ons gaan beweeg weg van die kos af. Hulle wat gedryf word deur hulle aptyt. Hy kom en hy sê, hier is 'n probleem. En nou kan ons vandag hierdie evalueer. Hierdie is 'n heiligmakingproses. Nie een van ons is heilig nie. Hulle kom na een van na die vaders toe van geloof in die 1500s, vra 'n vrou vir hom die vraag, sy vra, hoe lank vat dit om 'n Christen te word? En hy sê, nie so lank nie, net 85 jaar. En sy sê, wat bedoel jy hiermee? En sy antwoord is die volgende, hy sê, want tot die dag wat jy jou dood bereik, is die dag wat ons getransformeer gaan word, elke tree. Ons het vir Tannie Nelly hierso, eystervrou, sy is nog steeds besig om te word soos wat Jesus word. Ons het vir Celeste hierso, en so kan ek elkeen van ons om die naam noem. Maar ons is elkeen in hierdie journey om getransformeer te word. 1 Korintiërs 6 kom Paulus en hy spreek 'n paar goed aan. Hy sê, hy praat met die kerk, die konteks van hierdie storie is dat Korintiërs was maar die Las Vegas gewees van die areas. Dit was nou maar immoreel gewees. Hulle het nie baie great geleef nie. Hoekom gebruik hy spesifiek daar vlug van die seksuele immoraliteit af? Want die hele gedeelte van alle sondes is buite die liggaam, maar die seksuele een is binne die liggaam. Kom hy en hy kom spreek God se kyk, se gaze, God se begeerte vir verbond. Hy kom nie en hy spreek die sonde aan nie, hy kom maak ons bewus van God se begeerte en heiligheid rondom die verbond. Onthou, ek behoort aan jou. Wat het die Korintiërs gedoen? Hulle het geglo dat die fisiese en die geestelike geskei word.
So die fisiese, ons is nou hierso seksueel immoreel, maar dit verander niks aan my geestelike gedeelte nie. En Paulus kom en hy bind daai saam, weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees nie. So ons kan hierdie nou albei wil ek aanspreek. As jy op 'n plek is waar jy jou liggaam hanteer asof dit nie God se is nie, roep ek jou as pastoor in lyn, kom, kyk na jou liggaam. Weet jy nie dat jou liggaam deel is van sy liggaam nie? Tweedens kom spreek hy kom spreek aan dat dit verbondstaal is. Dis nie net 'n cheap ding nie. Dit kom verteenwoordig verbond. Ek gee myself, nie wat kan ek net kry nie, ek gee myself. Derdens kom hy en hy kom maak ons bewus dat daar's 'n aanval op verbond. Ek het nou baie gesê en ek wil dit sommer net saamvat en vir jou weer eens herinner. God het verbond so lief dat hy weier om dit ligtelik te hanteer. Die feit dat jy aan hom behoort is vir hom so hoog geag dat hy weier om dit net ligtelik te laat gaan. Deuteronomium 4 vers 24. Weet jy nie dat God 'n verterende vuur is? 'n jaloerse God is nie. Familie, ek wil jou terugroep heeltyd. Vanoggend kan dalk nou maar ongemaklik voel. Jy's klaar aanvaar, weet dit. Jy behoort aan hom. Maar hy gaan in vertrekke instap. En hy gaan dalk nie so aggressief instap nie. Hoe vinniger ons die deur oopmaak en laat hy kom skoonmaak, hoe vinniger reflekteer ons 'n meer ware beeld van hom. Kom ons gaan na die tweede een toe. Wat is kamer 2? Kom ons maak die woord oop. Jakobus 3, voordat ek vir julle sê wat is kamer 2. Jakobus 3. Vers 2. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om hom ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word dit gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende, sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God die Vader en daarmee vervloek ons die mens, wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vye boom, my broer, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vyn nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. So as hy sê die tong kan nie getem word nie, kan nie beheer word nie, wat is dan vir my en jou belangrik? Vir my en jou is die volgende dan belangrik. In watse boom is ons ingeënt? Want waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid, geliefdes, om seker te maak dat ons hart voor God rein en opreg is. Want dit bepaal wat uit ons monde uitkom. Dan sê Salomo, dit wat jy spreek is dit wat jy gaan eet. Jou maag gaan vol word van dit wat jy spreek. So
kamer 2 wil ek vir jou vra, wanneer Jesus by jou kamer 2 van die mond instap, sal hy tuis voel daar. Kom ons gebruik gou 'n voorbeeld van 'n kussing. As ons 'n kussing hier oop skeer, 'n verekussing spesifiek, verekussing hier oop skeer, en ons probeer na die tyd daai kussing fix, gaan ons al daai vere terugkry? Dit gaan 'n mission wees. Ons het 'n kussing by die huis, ek groei nog in die kussings en hulle is daarom nou al vir my mooi, maar ons het so verekussing op die bank, en hy lyk regtig mooi, maar hy lê altyd eintlik op die vloer, want niemand like om op hom te sit nie, maar wanneer ek teen hom gaan sit, steek hy my altyd, en dan trek ek daai veer uit, want dan sê ek soos, hierdie veer is heeltemal verkeerd om hierso, die sagte kant is binne en die harde kant is buite, hy moet omgedraai wees, maar dan sit ek nou met daai veer in my hand, dan sê ek soos, nou wat nou? Want ek kan hom nie terugsit nie, selfs met daai puffer jackets, ek het so 'n gat hierso in myne wat ek nou nurse vir so 5 jaar, maar is nou tyd, want soos, ek dink, die vere wat nou uitgekom het ek agtergekom, kan ek regtig nie terugsit nie. Hier's die realiteit van woorde vandag, wanneer dit uit is dit uit. So ek wil jou regtig challenge, sit 'n wag voor jou mond. Is jy in beheer van wat jy sê? Die tong wys wie sit op die troon van jou hart. Kamer 3, lekker ongemaklike een. Jou beursie. As God in die vertrek van jou finansies instap, sal hy tuis voel. En ek wil regtig eintlik maar vinnig begin maak, want ek wil land. Wat openbaar jou finansies van joy? Wat openbaar jou finansies van worship? Wat openbaar jou finansies van 'n liefde vir 'n medebroer? Sê die woord nie vir ons dat, toe hulle vir Jesus ondervraag, wat is die grootste verbond daarby, of opdrag daar buite? Toe sê hy, jy sal die Here jou God lief hê met jou hele hart, krag, siel en verstand, en jy sal jou naaste lief hê soos jouself. En wat vra hulle om toe direk na dit? Nou, wie is my naaste? Maklik, uitvangvraag. My naaste is my kinders en my vrou, die res moet nou maar gaan lê. En Jesus kom en hy sê, nee, kyk, daar kom 'n man, hy's siek op straat, die priesters kom verby, kerkmense kom verby, en daar kom 'n Samaritaan. Wat mense gooi hulle eintlik weg, hulle is nie, hierdie ouens is nie heilig nie. Daar kom 'n Samaritaan en hy stop by hierdie ou en hy help hom. En die deel wat my altyd challenge is, hierdie Samaritaan het sy mediese kostes gaan betaal. Ons almal werk nog na heiligmaking toe. My vraag rondom hier, Jesus het gesê, daai is jou naaste liefde. So, hoe lyk jou finansies rondom dit? Ek wil nie jou finansies bestuur nie. Jy staan voor 'n heilige God en bestuur jou finansies. So gaan terug na daai kamer van jou lewe toe en vra vir hom, Here, hoe wil U hê moet ek hierdie finansies bestuur? Is ek besig om hier dalk heeltemal uit balans uit my finansies te bestuur? Your wallet never lies, it quietly reveals what your heart truly values. So vertrou ek hom met my toekoms, is die vraag wat ek wil vra. En dan in die laaste kamer in, jou tyd, die invloed wat jy dra. Ek wil dit vir jou vandag so vra, wanneer jy in mense se wanneer mense in jou teenwoordigheid is, stap hulle kleiner daar weg of stap hulle groter daar weg? Jesus het die fariseërs aangevat, maar hy het hulle nooit verkleineer nie. Hy het hulle baie ferm aangevat. Hy het hulle herinner, wat is die waarheid? En ons as gelowiges is nie, ons plek is nie, ag, dis okay, jy mag maar Sondag nie. Ons het nodig om mekaar na die waarheid toe te roep. Ferm en in liefde sonder oordeel. Ons werk is nie om te oordeel, gaan hierdie persoon hel toe of hemel toe nie. Ons werk is om na ons broer en ons suster te kyk en te herinner, onthou jy aan wie behoort jy, onthou jy wie het jou heilig gemaak, en onthou jy wat is sy plan met jou lewe. Kom ons haal van die prentjie af, ek is 'n besigheidsman, God het my geroep vir 'n besigheidsman, ek is 'n pastoor, God het my geroep vir 'n pastoor wees, ek is 'n evangelis, kom ons haal daai af. Daai is individuele roeping, die kerk het 'n global calling, en dit is
om soos Jesus te word. Ons as liggaam het almal een selfe roeping, word soos Jesus, reflekteer hom en leef hom. Dis ons werk, dis wat ons moet doen. En ons raak so occupied met, maar Here, moet ek nou links gaan of regs gaan, want of het gaan besigheid eindig, of ek gaan die evangelis eindig. Wat moet ek nou doen? Wees net soos hy, word soos hy. Daai goed is belangrik, ek skiet dit nie af nie. Maar ons worry so oor al hierdie goed, dat ons vergeet, is ek besig om te word soos hy, ek word getransformeer. Wat doen ek? Ek het wat hier verkeerd geskryf. Ek het Afrikaans geskryf, maar ek het Engels gewat. Wat doen ek met die lewe wat God vir my gegee het? We always make time for what we truly worship. So ek wil vanoggend afsluit, 'n eenvoudige boodskap afsluit. Hier is my kerksleutels, my kantoorsleutels. Hierdie sleutel, as julle my sleutel kry, hierdie sleutel is vir die voordeur, hierdie sleutel is vir die voorste hek, hierdie sleutel is ek dink vir my ou kantoor, alhoewel ek het 'n sleutel vir jou kantoor, maar hierdie sleutel, gaan ek nie vir julle sê nie, gaan ek nie sê wat se sleutel dit is nie. En die hartseer is, meeste van ons kyk, ons gee die hele huis vir die Here. Jesus, alles is u sinne. Hier is al die sleutels, maar hierdie ene het ek spesifiek nie 'n tag aan gesit nie. Ek wil nie iemand met hom per ongeluk kry nie. Kan ek vandag afsluit, wat is daai per ongeluk? Of wat is daai hoop niemand spoor hierdie vertrek op nie? Kan ons oë toemaak asseblief? Een van my profetiese woorde, terwyl julle so sit, een van my profetiese woorde wat al 'n geruime tydjie terug vir my gegee is ek die laaste ruk baie soos bewus van. En hierdie woord sê die volgende: die Here gaan ons gebruik om 'n generasie op te rig wat ruggraat het. En in hierdie selfe woord het die Here ook gesê, hy sal vir ons nog die strategie en al daai goed gee. Vanoggend terwyl ek hierso staan en bid, ofwel, ek vir julle vra om julle oë toe te maak, voel ek hoe die Heilige Gees my herinner aan dit. As ons 'n generasie wil wees wat bekend staan, as 'n generasie met ruggraat, sal jy daai sleutel vir hom gee. Want Jesus het nie net jou sitkamer gekoop nie. Elke kamer, selfs die buitekamer, die buitetoilet, wat dalk nie eens 'n sleutel het nie, maar daar's goed weggesteek daar. Selfs daai vertrek worry hy oor. Here, ons kom erken vandag dat U 'n heilige God is. En so saam met die feit dat U 'n heilige God is, weet ons dat U 'n liefdevolle Vader is. En so saam met die feit dat ons weet U 'n liefdevolle Vader is, weet ons dat U die Here van die leerskare is. Dink aan Joshua wat voor die engel van die Here staan, en hy trek sy swaard en hy sê, is jy vir ons of is jy teen ons? En die woorde is, nee, maar as Here van die leerskare het ek gekom, en Joshua val op sy aangesig neer. Heilige, magtige Christus Jesus staan voor hom. The pre-incarnated Christ standing in front of him. Hy buig neer. Want daar is nie 'n deel van U waarmee ons wil speel nie. Maar so saam met dit wat ons erken ons ook dat U die liefdevolle bruidegom is.
Here, vir geen oomblik kyk ons na U en ons dink U is ons beste chommy nie. Maar vir elke oomblik kyk ons na U en ons weet dat U die een is wat ons lei, die een is in wie ons sit, die een is na wie toe ons gemaklik mag kom. Nie arrogant nie, maar as kind van God kan kom en met die Pa kan converse, met die Pa in gesprek kan wees, want Jesus hier het vir ons moontlik gemaak. Here, dankie dat U woord vandag vir ons herinner. Dat ons na die troon van genade kan kom. So terwyl ons oë so toe is, wil nie noodwendig 'n altar call maak nie, maar ek weet nie asof daar 'n woord vir dit is nie. Kom ons maak dit nie kerklik in die sin van hierdie call gemaak. Jy 5 mense het opgestaan nie. Ek wil vra vanoggend. Verlede week het ek gevra dat julle sal staan, die wat voel hulle het dalk die huis in verkeerde rigting gebou of vir verkeerde persoon gebou. En staan as 'n mate van Here, ek kom kies om hierdie terug vir U te gee. Vandag wil ek hom vra, gelowige, as jy saam met my is in die volgende, moeg vir 'n liggaam wat ruggraatloos is, moeg vir 'n liggaam wat nie staan vir die waarheid nie, moeg vir 'n liggaam wat offens vat wanneer 'n sonde aangespreek word, moeg vir 'n liggaam is wat hulle self jammer kry, want die vyand is besig om ons te oorweldig en ag shame, ons moet nou maar net hierdie wêreld en hierdie aarde verdra. Wil ek jou vra, sal jy saam met my staan? Maar as jy staan, wil ek vir jou vra, sal jy al die sleutels vir hom gee? So dis 'n groot verantwoordelikheid om te staan. Want ons staan voor 'n heilige God. Ons staan voor 'n God wat dit werd is om alles te verdien. Wanneer jy staan jy vandag en jou ek glo, jou default is die volgende: ligsinnige, ligtelike strooi gaan ons nie meer duld nie. Och shame, hierdie het iets dit van my gesê. We go to a brother and we say, I hear we have this that we don't agree on. Let's chat. I don't want to condemn you. I don't want to swear at you. I don't want to throw you away. I don't want to cast you to anyone. I want to chat with you because our hearts need to be bound in unity. Here, ek kyk nie eens op nie, ek wil nie eens opkyk nie. Maar ek wil vra, Heilige Gees, kom merk ons opnuut met 'n vars vuur. Kom merk ons opnuut weer van vooraf met hierdie heilige passie wat uitroep, Maranatha, kom Jesus, kom. Here, kom merk ons weer met 'n vars vuur. Here, kom merk ons weer vars met U vreugde. Oh Lord, I pray that the body would be filled with joy again. Vreugde. Here, U het alles vir ons moontlik gemaak, sodat ons vandag kan staan en sê, Here, ons oorhandig al die sleutels van hierdie huis vir U. Want U het nie net die sitkamer gekoop nie, U het elke kamer van hierdie huis gekoop. En Heilige Gees, van hier af, kan ek jou vra om sommer net jou hande oop te maak, almal van ons. Heilige Gees, van hier af wil ons kom vra, ons wil kom ontvang, sal U ons kom lei, tree vir tree, waar ons besig is, om nie onsself te sien as die tempel van die Heilige Gees nie. As ons besig is om iets te bou in die verkeerde rigting, sal U ons kom wys, sodat ons dit kan regmaak. Sal U met U woord kom sny,